So I will walk by faith, not sight, through the valley, through the fire. When the darkness tries to hide, your promise is my guiding light. I may not know where the river bends, but I'll hold your hand until the end. Every step, Lord, come what may, I will walk by faith. Van die Here vertrou, dat die Here ons gaan seën, ongeag of die vyand vanmôre probeer om met die krag te onderbreek. Van die begin van hierdie oggend af was daar 'n kragprobleem gewees. Ons gaan hom nie vanmôre die eer gee nie. Sluit net die oë vanmôre in die naam van Jesus. Here, kom ons teen hierdie vyand wat wil verhinder dat die woord van die Here wil uitkom by die gemeente. Ons maak die woord van die Here vas vanmôre wat krag het in die naam van Jesus. En ons kanselleer die werk van die vyand. Ek wil bid vanmôre dat die kragwerking van die Gees, Here, sal deurvloei vanmôre. As die saal aan kon wees, U het hulle genade gegee om die voedsel klaar te maak, Here. Die kerk het getrip, daar was nie krag nie, maar Here, U het vir ons tydelik krag gegee. Ons gee die eer, ons weet die Here kan die krag vir ons terugplaas en ons vat gesag vanmôre in die naam, bo elke naam. Halleluja. En die volk van die Here sê amen en amen. Kom ons gee die Here lofoffer. Ons gaan ons nie laat afsit deur 'n klankstelsel nie. Ons gaan ons nie laat afsit vanmôre deur ligte wat nie werk nie. En daar op die rekenaar wat afgaan, dit maak nie saak nie. Daar's 'n God wat leef en hy leef tot in alle ewigheid. En ek hoop julle vanmôre hoor wat die Gees van die Here vir die gemeente wil sê. Griekse woord, jy sal sien op die tema het ons dit geplaas, Chumachu. Jy spreek hom eintlik amper met 'n sleeptong, hy Sumachu. Griekse woord wat eintlik bewondering beteken, stom verstaan. En dit is my mooi in die Afrikaans dat hy dit deurgee. Daar is verskeie betekenisse. Sien in die fonetiese uitspraak wanneer hierdie woord uitspreek omdat dit Grieks is, sê ons soms vir mekaar in die Afrikaans, dis vir my Grieks man, jy praat Grieks. Dis omdat ek nie verstaan wat die persoon sê. Die kan almal my hoor. Harder praat kan jy hoor. Sê jy praat vir my Grieks. Is omdat mense soms onduidelik praat of onduidelik dinge vir ons sê, dan verstaan ons nie. Maar vanmôre wil ek vir u sê dat in die Afrikaans, wat eintlik 'n arm taal is, daar is nie baie betekenisse vir een woord nie. Het ek gesien dat hierdie verwonderd in die woord het verskeie betekenisse, soos byvoorbeeld die klankuitspraak, as jy verder gaan, as jy sien, hy praat van verwondering, hy praat van verbaas staan, hy praat van verstom, en dan nie wat ek nie verstaan nie, is stom geslaan. Afrikaans snaakse taal, stom geslaan. Ek weet nie wat hy geslaan het, hy stom is nie, maar stom geslaan, is hierdie verwonderd vanaf die Grieks af, jy moet verstaan, en kom van die Aramees af, wat die oorspronklike taal is, wat Jesus gepraat het in die Bybelse tyd, was die algemene taal, en daardie streek, prys die Here, was verstommend gewees, omdat daar was 'n taal, wat nie meer gepraat word nie, en hierdie Aramees, het dan oorgegaan in die Hebreëus, wat dan in die Grieks opgevang is, in die Nuwe Testamentiese bedeling, en wat dan deurgebring is, na die Hollands toe, na die Afrikaans toe, prys die Here, hierdie ding flikker ook rooi, so hy is ook weg, lyk dit vir my, maar die vyand probeer alles vanmôre, prys die Here, kom ons kyk hoe lank hy hou, my flikker rooi, prys die Here. Nou ek wil die vra om saam met my te lees, ons kyk het ons skrifgedeelte in Markus 6, vers 5, maar kom ons begin by Markus 6, vers 1, dat ons dit 'n bietjie agtergrond kry. Markus 6, vers 1. En ek gaan my nie laat onvergooi as gevolg van al die onderbrekings nie. En die titel van hierdie woord vanmôre is die dag. Onthou daar's God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle is 'n eenheid. Die dag toe God die Seun
verbaas gestaan het oor geloof. Toe God die Seun verstom gestaan het oor geloof. Toe hy verwonderd was oor die geloof, maar ook oor die ongeloof. Maar hoor wat sê hy in hierdie gedeelte. Markus 6:1, en hy daar vandaan weggegaan en in sy vader stad gekom en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer en baie wat hom gehoor het, was verslaan en sê, waar kry hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat hy ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Jy sien, dit so gaan praat ons oor hierdie wysheid. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? Hulle het aanstoot in hom geneem. Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. Sê die ouens naby jou, luister nie altyd vir jou nie, ek dink, nee wat, hy praat nou maar net weer. So profeet is nie altyd geëerd, sy vaderland nie. En hy kon daar geen krag doen nie. Hoor wat hy sê, die Seun van God, Jesus Christus, deel van die eenheid, kon daar geen krag doen nie. Dit is geweldig, dis sy vaderstad, dis waar hy groot geword het. Behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy dorpe rondom deurgegaan en geleer. En hy was verwonderd. Jesus was verwonderd oor hulle ongeloof. En jy sien, so gebeur dit ook, dat ek dink baie keer as God na die kerk kyk, ons het nog 'n skrifgedeelte wat ons gaan lees, hou die Bybels oop, in die volgende gedeelte gaan ons nou lees, hier 'n paar bladsye terug, staan hy verbaas, as hy na die kerk kyk, oor hulle ongeloof. En wanneer hy baie keer na die ongeloof van die kerk kyk, dan wonder ek, wat dink die Here, as hy na een my geloof kyk, wat twyfel oor elke sak? Gaan dit gebeur? Kan God my situasie verander? Kan God 'n wonderwerk vir my doen? Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, God kan 'n wonderwerk doen. Hy steeds die wonderwerkende Jesus van Nasaret, halleluja. Hy steeds die God wat instap by 'n plek en dan bring hy verandering, want hy kan nie verander nie. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Die Here nie goed nie. Getuienis gisterand gehoor, Boet Dirk stap by iemand en hy gee hom woord. En later die dag kom ek daar verby. Dankie broer Ewen. Kom ek daar verby en ek voel ek moet ingaan. Ek sê nee, ek kan nie die man pla by sy werk nie. Bel hom die aand, gee vir hom 'n woord. Hy bel my gisterand, hy bars in trane uit nou die aand. Gisterand bel hy my, hy sê vir my, pastoor, jy gaan nie verstaan nie hoe naby hierdie woord was. Hy sê, oom Dirk kom by my, hy gee my profetiese woord. Hy sê, jy gee vir my profetiese woord, dis in lyn, en daarom wil ek vir jy sê, as ons hoor, praat die Gees van God steeds met die gemeente. Amen. Jy sien baie keer, as ek sê, as die woord sê, is die profeet nie geëerd in sy eie land nie. Dit wil sê, mense luister nie baie keer, dan wanneer mense praat, wat naby die Here is, of soms die pastore nie. Blijf my 'n paar bladsye terug asseblief na Matteus 8ste hoofstuk vers 5. Matteus 8 vers 5. Is jy daar saam met my, Matteus 8 vers 5? Nou hierdie is vir my interessant. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom. Ek vandag hier is 'n Romein. Dis een van hulle wat deel was, wat Jesus gemartel het en aan die kruis vasgeslaan het. Hy smeek hom en hy sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. Halleluja, as hy nou daarby kom.
En die hoofman vers 8 oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Onthou hy is heiden, ek het nou sy geloof. Vorige plek was sy moederstad, gelowige stad. Want ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my, as vir die een sê, gaan, en die ander een, en hy gaan, en vir die ander een, kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder, hier is weer die woord. Jesus was stom geslaan, hy was verstom gewees, oor hierdie, in Engels is centurion, oor hierdie hoofman oor 100. Jesus was verstom geslaan, oor die geloof van hierdie ongelowige. Dis waar hy die woord in die Grieks vandaan. Hy was stom geslaan. Maar ek sê vir julle, hoor net wat sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so groot geloof nie gevind nie. En hy praat nou van hierdie Romeinse soldaat, want hy is nie 'n Jood nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste, saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het, en hy het sy knegt gesond geword in daardie uur. Jy sien, as jy die geskiedenis lees, en ek het baie huiswerk wyd gedoen, was hierdie hoofman oor 100, die Romein, was verantwoordelik vir die bou van die sinagoge in hierdie dorp. Kan jy dit glo? Hy het vir die Jode 'n sinagoge laat bou en die geld geskenk. Want hy was baie invloedryk. Jy moet verstaan, hoofman oor 100 was nie maar net 'n ou wat 'n posisie gehad het in die weermag nie. Hy was iemand wat uitgesoek was. Hy het 'n posisie gehad. Hy het gesag gehad. Hy het hoë koneksies gehad. Maar, omdat ek eerder dit sê, en ten spyte van sy geloofsagtergrond, van waar hy kom, het hy respek gehad vir die Joodse geloof, en hy het geweet wie Jesus was. Halleluja. Hy het geweet wie Jesus was. Nou die hoofman oor 100 was gewoonlik nie toegelaat om te trou nie. Hy het nie 'n vrou gehad nie. Want die Romeinse ryk was baie ver en wyd. Reg oor grenslyne van lande. En dan het hulle geplaas, en as hy vrou en kinders gehad het, was dit 'n probleem. So hierdie hoofman na my bietjie navorsing het gesien, was hy toegelaat om te trou nie. So die ouens naby aan hom, hulle wie vir hom gewerk het, hulle wie sy diensknegte was, het vir hom soos familie geword. Dit was sy familie. En ek wil sê dat my wonderlik was, toe hy nader kom, en hy Jesus sien, het hy hom Here genoem. Hoor wat sê hy? Here, my diensknegt lê tuis verlam en hy het ewige pyn. Here, ek het 'n behoefte. Here, ek het U hulp nodig. Hierdie afgodsaanbidder, erken hom. En Jesus was stom geslaan. Hy was verwonderd oor hierdie man se reaksie. In Israel, nêrens waar hy kom, het hy die geloof teengekom nie. Sy eie mense wat hom verwerp het, sy eie kultuur wat gesien het, hulle sê vroeër in die gedeelte, hierdie wysheid. Hy sê hulle, iemand sê dit hier, het gesê, en hierdie wysheid wat by hom is, wil ek sê, kom van God af. Hy sê, gaan, en voor dit sê, wat onder my dak kom, hy sê, Here, my diensknegt lê, dis die vorige gedeelte wat ons gelees het. Ek sê, die wysheid, dis nie wysheid wat normale wysheid is nie, maar hulle kan nie dit definieer en sê dit kom van God af nie. Het in die sinagoge geleer, hy buite by die marketplace, soos hulle sê, het hy geleer,
buite in die strate het hy geleerde genees. Jesus het wonderwerke gedoen en sy eie volk het hom verwerp. Maar ek wil vir u sê dat hierdie man was nederig in sy autoriteitsposisie, wat hy nederige man gewees. En wat vir my wonder is dat Jesus, Vader, almagtige God, Jesus, die Seun van God, maar deel van die Godheid, die Heilige Gees, Gees God, God die Vader, Jesus God, hy kom en hy staan verbaas oor hierdie man se geloof. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek wil al vroeg in my boodskap vra, is jy lang woord hierdie nie, staan God verbaas oor jou ongeloof, of staan God verbaas oor jou geloof vanmôre? Ek wil 'n paar goed noem. Ek wil vir u sê dat, soos wat hy oorvertaal is en oorgekom het, hierdie woord uiteindelik groot krag, dat die almagtige Skepper stom geslaan is en verwonderd was. Hy het die son gemaak en uit die planete geskape, Genesis 1 vers 6, dan praat hy, God het die lig gemaak vir die dag en het die ander lig gemaak vir die nag, en dan 'n klein noothuitjie hieronder en sê hy, en die sterre. Ek glo nie ons verstaan nie. En God het nie verwonderd gewees oor wat hy gespreek en gemaak het nie, maar hy is verwonderd oor 'n man wat 'n ongelowige is en hom glo. Here, help my. En daarmee het die Gees van die Here my gekonfronteer vir die gemeente vanmôre. Vra u vanmôre, Here, kan u? Of kom u nou om te sê, Here, ek weet u kan, sal u? Dis die twee vrae. Kan u of sal u? Ek het dit al genoem, maar die ander statistiek het ek nog nie vir gegee nie. Luister net vinnig vir jou sê, want dit wat wonderlik maak. Son is 1,3 miljoen, 1.300.000 keer groter as die aarde. Die aarde is maar 13.000 kilometer wyd, hierdie balletjie wat jy hang. Toe God sê, toe hang hy. Is dan iets vast nie, hy hang. Toe God sê die son, toe hang hy. Hierdie magtige gasbesigheid, hy brand nie uit nie. Hulle sê oor soveel jaar gaan hy uitgebrand wees. Ag, sies tog, my God hou alles in beheer. Hy het die maan in beheer gesit en iemand het dink omdat het my gesê dat die planete kom in lyn. Hulle is in lyn nou vir die eerste keer, ek weet hoeveel jaar nie. Ek sê daar's 'n God wat die beleining ken, wat hierdie baan weer ken. Daar's 'n God wat beheer, daar's 'n God wat voorsien. By die 1800 plus amper 2000 km/h draai ons om ons eie as, die aarde. 107.800 km/h om die son. Dis waar ons nou draai. Terwyl ons so draai ons 107.800 km/h om die son. Kry ons dit vanmôre? Kry ons dit vanmôre? Verstaan u hoe geweldig is dit? Alles bly in plek. Alles wiskundig, presies op afstande, uitgewerk. Elke 24 uur beweeg ons om die son. En 2,4 miljoen kilometer wat ons travel om die son, elke 24 uur. Nou vra ek u, hierdie God was nie verstom oor hierdie magtige uitspansel wat hy gemaak het nie. Ons weet nie eens waar die einde van hierdie sterrestelsels is, op sterrestelsels is nie, maar die God wat dit gemaak het, hierdie magtige goed, wat ver groter as die aarde is, hierdie ou klein blou balletjie wat hier hang, wat 'n soms wat ek altyd sê, ons kan so aanstellerig wees, hierdie ou bal wat hier hang, en dis 'n klomp mensies op hom, hy draai om die son, halleluja, word deur hierdie God beheer, maar hy staan nie verstom, hy is nie verwonder oor sy eie hande werk, oor dit hy gesê het nie, het word maar net so klein gesê, in Genesis 1, hy het 2 ligte gemaak, en die sterre. Verstaan ons wie is hierdie God vanmôre? Josua kom en laat die son stil staan, vir 'n dag lank, dat die geveg gewen kan word. Die wetenskap sê, ek het dit raak gelees,
Daar's 'n dag weg in die berekeningsstelsel van tyd. 'n Hele dag is weg. Dit is die dag toe Josua met 'n magtige uitspraak gekom het. Verstaan u die krag in u woord? As jy net glo, is die koortjie wat ons sing. Alles is moontlik as jy net glo. Dis wat ons sing. Maar soms glo ons nie. Ons spreek nie. As ons net kan leer om meer daardie uitspraak, die spraak uit te spreek en sê, Here, ek glo, Here, ek weet u wil, Here, ek weet u kan God dit vir u doen. Nou ek wil iemand vanmôre in hierdie plek sê, dit maak nie saak waar jy is vanmôre in jou liggaam nie. Dit maak nie saak waar jy vanmôre is in jou geestelike lewe. Dit maak nie saak waar jy vanmôre is in jou finansiële posisie of waar jy ook al is nie. Suster Marietjie, hoor die woord van die Here vanmôre. God sê, hy dra neer waar jy dink dit is verby, waar jy sê, Here, ek het nie meer krag nie. Sien die Here en hy weet vanmôre, daar kom 'n dag van voorsiening en waar die dinge gaan draai. God sê, gee vir jou die oplossing. Hoor vanmôre die woord. Halleluja. Ek weet wanneer die Here praat. Hy laat die son stil staan op die krag van sy woord. Maar ons twyfel soms, Here, gaan ek deurkom met die wind? Ons twyfel soms as daar 'n negatiewe ding oor jou gesê word en die toppies begin op jou vingertjies en jou beentjies begin moeilik loop. Dan wonder ons, Here, ek wonder hoe lank kan ek nog beweeg? Hoor vanmôre ons ouer mense, spreek lewe oor jou liggaam. Hou op om negatief te wees oor jou situasie. Vertrou God vanmôre en hy sal vir jou deurdra. Jy wat werkloos is, jy wat sit en jy wonder, Here, hoe? Hoor vanmôre, vertrou God, hy sal vir julle voorsien. Ook vir julle twee, ons vertrou God. Ek weet die Here kan 'n weg maak. Hy sal 'n weg maak. Hy sal 'n weg maak. En ons gaan nog later getuig. Gaan nou Albert vorentoe roep, hy kom getuig. God is besig met 'n wonderwerk in sy gesin. Want hy is die God wat wonderwerke doen. En hy is steeds besig om elke dag, wat ons moet sê, Here, ek het u nodig. Ek het u nodig. Ek kom vanuit Nasaret, ek het u geskryf. Markus 6 vers 5 tot 6. En hy kon daar geen krag toe. Die om te dink die seun van God is beperk deur sy wonderwerkende krag. Hy het net 'n paar, nou sê hulle, asof dit niks is nie. Hy het net 'n paar genees. As ons een genesing in ons gemeente, is daar gewoonlik aanbidding en lofprysing, is daar gewoonlik groot eer aan die Here se deur geglo en nie gedoen het ook. Die Here doen nog steeds wonderwerke man. Hy kom steeds deur vir ons elke dag. Maar weet jy wat? Ons is soms so dit sê, hulle sê maar net hier, hy het net 'n paar ons genees. Dis 'n groot saak. Maar sy krag geen krag gedoen nie. Dit wil sê daar was die kragwerking van God se gees nie. Waarom? Omdat daar ongeloof was en hulle negatief was teenoor God se seën, dat hy kan doen. God kan niks doen vir niemand as ons nie 'n positiewe geloof aan die dag lê nie. Die woord sê hy was verwonder oor hulle geloof. Hy het verbaas gestaan. Hierdie ongeloof. En kerk van die Here, hoor vanmôre, as ons nie begin om God waaragtig te glo vir ons as gemeente, vir jou situasie, ons vir mekaar gaan bid, mekaar gaan dra nie, wil ek vir u sê, gaan ons nêrens uitkom. Want God staan verwonder net oor een ding, en ek het vir u deurgegee hoe groot die planete is, hoe magtig hierdie uitspansel is, wat om ons gebeur tans. Dit het hom nie verbaas nie. Maar ongeloof het die seun van God verbaas. En geloof verbaas hom wanneer mense waaragtig uit hulle situasie, maak nie saak hoe ver jy vas is in jou situasie is nie. God glo, want hy kan steeds. Hierdie Romein, ek wil vir u sê, vir my en aardig is dat hy kom en hy smeek
die Seun van God. Wanneer laas het ons werklik voor God se voete gelê en hom gesmeek vir 'n antwoord? Hierdie afgodsdienaar, my teg lê in pyn, hy's verlam. En Jesus reageer dadelik, ek sal kom. Hy reageer op positiewe geloof. En hoor vanmôre, wanneer jy na hom roep, sê hy vir jou, ek sal kom. En my vraag is, hierdie Romeine het hom nie in sy huis toegelaat nie, waarom nie? Die Romeinse huishoudings was vol afgoderry, vol beelde. En hy moes hierdie posisie behou in die Romeinse ryk, dat hy hierdie afgodsaanbidder is, anders sou hom doodgemaak. So in sy huis was die afgode, hy wou nie daar gehad het nie. Ek is nie waardig nie, ek wil vanmôre vir u sê, as u voel u is nie waardig vanmôre nie, nooi hom in, jy is waardig om die seën van God in jou lewe, in jou omstandighede te hê. God wil vir jou wonderwerk doen. Hy wil die inspraak doen. Ek wil vir u sê, laat dit verbygaan, jou verlede, laat dit verbygaan wat gebeur het. Sê vanmôre, Here, ek het u nodig, ek val. Here, u is tuis in die huis. In my lewe is u tuis. Maar ek vra weer, is hy werklik tuis vanmôre in u situasie? Of staan hy verstom oor jou ongeloof? Waar is jy vanmôre? Ek weet nie, ek voel ek moet klem nie. Waar is jy vanmôre in jou geloofssituasie? Ek weet jy dat hy werklik kan verander. Dis daardie vaste geloof wat maak dat God die heelal, kan jy verstaan, jy moet nou verstaan toe Josua op het en 'n geloof, dat moes hy die stryd wen, beveel hy die son om stil te staan. Jy moet verstaan, as die son stil staan, stop die aarde, alles vries. As die aarde ophou draai nou, die maan is nie in plek presies wiskundig waar hy is nie. Die son is nie waar hy is nie, gaan ons soos, ek weet nie, die Afrikaans is 'n heerlike woord, soos vrotvelle van hierdie plek af te trek. Dis nie reg om dit te sê vir die kansel. Ons sal in die ruimte inskiet, dis regtig so. God laat die son stil staan op die geloof en die gebed van 'n man wat hom waaragtig glo. Want Josua het geweet, daar's krag in sy woord, en ons moet begin om die krag in ons woord, dit te spreek. En wanneer jy daai negatiewe tye kry, wanneer jy daai depressie kry, wanneer jy voel, Here, ek is onder, spreek dit aan, sê in die naam van die Here, jy sal gaan, want Jesus is in my hart. Dit beïndruk God, positiewe geloof, en dan kom hy, en hy kom in ons situasie, en ek sluit af hiermee. Om ek verduidelik wat is positiewe geloof. Sri Lanka is 'n eiland, hy lê in die onderpunt van Indië. So hy het dieselfde gode, die Hindus, in hierdie geloof, hulle 33.000 afgode. Hierdie hele eiland, Sri Lanka, is oorgeneem deur die afgode. Ek praat nie eens van mainland India, boontoe, is hierdie afgode die hele plek vol. En daar's 'n sendingwerker met sy gesin, wat so toe gestuur is, jare gelede, en hier is die waarheid wat dit werklik gebeur. En hy gaan na hierdie Sri Lanka toe, en hulle begin 'n kerkie bou, deur die Amerikaners wat geld gee, en daar is spitte, al hoe hulle water op daai eiland kan hê, is reënwater wat opgevang word, daar spitte, dan trek hulle die water uit vir die dorp, vir die mense wat daar is. En daar was oorlogspitte, maar by elke put was daar 'n afgods tempeltjie en een of ander afgod geplaas, behalwe by hierdie put van die kerkie. En hierdie priesters van die afgode het hom begin haat,
Want elke week het hy nuwe lidmate gewen, het hulle gedoop in die naam van Jesus Christus en het hy die koninkryk ryker gemaak deur sy sendingwerk wat hy doen. En een van die priesters gesê, ek sal iets doen. En ek sal hierdie man in sy gesin uitsorteer en hulle het gif by mekaar gekry, ek weet nie wat dit was nie, en in die nag gegaan en hierdie put van hierdie sendeling vergiftig, vol gif gegooi. Maar iemand wat die kerk goedgesind was, jy weet hulle praat, ons mense praat. Jy vir die kerk ou netjies verduidelik. So jy moet nie iets sê, moet nie iets oor sê nie. Ek sê dit net vir jou, dan môre lê die hele plek vol. Want dan sê hulle vir almal, is ek reg? As jy die volgende een wat hulle vertrou, jy moet dit nie vertel nie. So daai storie wie so in die kring sit, op 'n gegeven met een woord, dan eindig jy op 'n hele ander sinsnede die einde. Dis wat in die kerk gebeur ook. En iemand kom en hulle hoor dat die put vergiftig is by hierdie kerkie en hulle steek 'n noodhuitjie onder deur die deur 4:00 die oggend blykbaar. Hoor hulle geritsel en die man staan op en hy kyk en hy sien die se nota. En die ou kersliggie sien hy en daar's 'n waarskuwing. Moenie die put water drink nie, dis vergiftig. En daar het nog die ou selfoonstelsel gehad en hy bel sy hoof in die kerkgroep. Hy sê hier's 'n probleem. Iemand het 'n nota gegee, ons gif, daar's gif in die put. Ons kan dit nie druk nie. Hy sê gee my kans. Ek gaan bid. En hierdie man gaan bid en hy verhouding en hy bel hom terug 2 ure later, sodra dit begin opkom. Hy sê vir hom, ek het daar in Koningsraad gelees. Daar was 'n man gewees, 'n profeet en daar was vergiftigde water en hy het sout in die water gegooi en die water was ontgif. En hierdie sendeling vat dit as 'n positiewe woord van God. Jy sien geloof wat jy by plekke en na maniere toe wat jy gedink het jy sal nooit optree nie. Want wanneer ek in waaragtig geloof God glo, kom God deur vir my en hy gooi sout in hierdie put. En dit word vertel, dis opgeteken, dis 'n werklikheid dat hierdie priester wat dit gedoen het met sy onderdane het aan die oorkant van die pad gaan sit met hulle afgode en gewag dat hulle die water drink en sterf. En hier kom hierdie sendeling uit en hy gooi 'n sak sout in hierdie put af. En hulle begin bid. Hulle roep die naam van die Here aan. En hy besluit wel, nou is dit die tyd. As die hoofman oor 100 in die geloof sê, dan die Here dit gesê. As die Here dit gesê, gaan hy dit doen. En hulle trek die emmertjie uit by die tou en hy drink hierdie water. Nou sit hierdie priester kyk en hulle word al opgewonde. Hulle sê daar was 'n opgewondenheid, hulle geroer aan die ander kant van die pad, want hulle wag dat hy sterf. Hy het nie sy gesin gegee, hy het self gedrink. En niks gebeur nie. Maar hoor hier, 'n paar maande later, toe stop die reën. Sri Lanka kry nie reën nie. En al die putte in daardie eiland droog op, behalwe een. Amen. Ons sê die Here lofoffer. Dit het werklik gebeur ook. En hierdie sendeling sê, die hele dorp het tou gestaan om water te kry by die kerk se put. Want dit is die enigste een met water. Is dit per toeval? Dit is hoe God werk, deur geloof. En hy het siele gewen en siele gewen. Daar's nou nog kerke wat staan, wat hierdie man geplant het. Dat is opgeteken in die geskiedenis. Daar was 'n groot slag geslaan onder die siele, omdat een man God geglo het. En sê, Here, U weet. En op grond van die woord gereageer het. En God het gedoen. Weet jy wat? Ek moet my plot intrek. Hy borg wat is geboor, lag voor my geboorte, 758 is hy geboor. Ek is eers in die 60's gebore. En my pa het water gehad vir al die jare. Oor die 30 jaar het hy boorgat gestaan. My pa het nooit weer daar gepomp nie. My broer het die plot oorgevat, ons het onderverdeel. Ek het een kant my huis gebou. En toe ek begin pomp, is daar nie water nie. En ek lees hierdie gedeelte raak. En ek gooi sout.
in die boorgat af, 'n sak goud, sout. Ek sê, jy, my pa was ook Jakob Hermans, ek sê, jy, die put van Jakob, jy sal lewendig word, op grond van God se woord. Jy moet hoor wat ek vir u sê, ek is 15 jaar daar, en nog nooit het hy opgedroog nie, daar was geen water nie, die ouens wil my kom oopmaak op boor, hulle wil nie boor in 'n ou gat nie, hulle wil my kom oopmaak nie, geen water, en ons het verskeie kere probeer, en na die manifestasie, en die uitspraak, toe is die water daar, en dit is steeds daar, dit is die God wie ek dien vanmorgen, kom ons loof hom, halleluja, is hy nie wonderlik vanmorgen, ek wil afsluit, ek wil u vra, hoe staan u vanmorgen, ten opsigte, van jou posisie met die Here, waar staan jy vanmorgen, ten opsigte van jou waaragtige geloof, dat jy weet, God sal vir my 'n deur oopmaak, of is jy ongelowig? Ek wil jou nie vra om jou hand op te steek waar jy is, of waar jy nie is nie, maar wat ek u wil vra vanmorgen, ons gaan nagmaal nie bedien nie, behalwe vir die orkes en die verhoog, iemand gaan hulle bedien, ons ouer mense gaan ons help, ons sal vir u nagmaal bring, dat u as gemeente sal kom, en u self kom help, dat u vanmorgen dit as 'n teken sal doen, en dat u sal sê, Here, ek nooi u in, ek weet, u kan my omstandighede verander. En is iemand wat nou sit en dink, dis nou al soveel jaar, en daar niks gebeur nie, hoor vanmorgen, God sê, vat my op my woord, dit sal gebeur. U kan my woord vat vanmorgen. Ek is so seker daarvan, as wat die woord die waarheid is. God sal jou situasie verander. Ek wil nie uitnooi vanmorgen, terwyl die musiek vir ons gaan speel, at the table of grace, ons voorsangers kan vorentoe kom. Jy gaan dit net sag hou asseblief, ons gaan sag speel, sag sing, at the table of grace. Wat sê hy? Sit vir my die woorde op asseblief. The plate's never empty, dis wat die woorde sê. And you never too late. Dit was ver te laat gewees vir Lazarus. Hy het al gery. Die een suster sê vir hom, Here, as jy maar net vroeër hier was, 4 dae vroeër, is hy al 3 dae in die graf, as jy net 4 dae vroeër was, eintlik is dit beskuldiging, waar was jy? Want hulle was bevriend en naby gekoppel aan jy, waar was jy? Is jou situasie is dood. Wat doen Jesus? Hy spreek die omstandighede aan. Ek wil net vir sê vanmorgen, terwyl jy die dag al gebruik, spreek jou persoonlike omstandighede aan. As Here, ek glo, vanmorgen gaan u my omstandighede verander. Kan jy dit glo? Of het negatief is, of het positief is vanmorgen. Dit wat jy God voor glo, kan God vir jou gee. Jy te aan sy liggaam, en jy doen dit in geloof vanmorgen, sê jy, Here, ek nooi u in, nie soos hierdie Romein, sê vanmorgen, Here, ek nooi u in my huis, die tempel van God. Ek weet, u kan vir my iets doen, glo jy dit vanmorgen? Laat God verwonderd staan oor jou geloof en jou ongeloof vanmorgen. Vat jy dit vanmorgen? Hierdie week dinge gebeur, as van ons mense wat deur die geweldige diep goed gaan, en wat ons van weet, en wat ons mee betrokke is. Ek wil vir u sê dat, baie keer woon nie kom hy ons deur, maar as hulle deur is, dan sien ons alright, die Here het werklik ingegryp, terwyl dit soms lyk of dit onmoontlik is. Kan God, wil God, en sal God sy wonderwerkende krag vir ons deurgee. Amen. Prys die naam van die Here.
Ons gaan 'n koortjie sing, u is welkom, kom ons staan. Kom ons staan net, ek het 'n gebed vir u doen. Vat die gebed, en dan gaan ons saam sing. Vader, dankie vir môre dat ons in die huis van die Here kon wees, dat ons vanmôre die lof en die eer, die aanbidding aan die Here kan bring. Die God van ons konings, van alle konings, die God van ons harte, die God van ons hele bestaan, dit is u. En vanmôre, Here, wil ons u nooi en sê, Here, u is welkom onder my dak. Here, u is welkom in my binneste. U is welkom in my huis. U is welkom in my omstandighede. Here, ek het u nodig vanmôre. En Here, ons steek ons hande op in geloof, dat ons sê, dat ons weet ons God sal vir ons doen wat ons nodig het. Want hy is 'n God van oorwinning. In Jesus se wonderbare naam spreek ek lewe, genesing, oorvloed, voorsiening, krag in hierdie oomblik vanmôre, in elkeen se lewe, en Here, dat daar 'n vloei van oorwinning sal wees, 'n vloei van krag sal wees, 'n vloei van sterkte sal wees, dat God steeds die oorwinning sal bring. Die giftige putte, Here, sal u omdraai in voorsienende water. Waters waar daar rus is, waar daar voorsiening is, vir elkeen se lewe vanmôre, in Jesus se naam. Word verheerlik, Vader. Ons eer, ons loof en ons prys u, want u wonderbare naam, Here, is van ewigheid af tot in ewigheid. Amen en amen. Prys die Here. En wat sing ons saam? Ja, net so oomblik. Wel, pastoor nou gepraat van goeie Christenskap en om positief houding te hê teenoor Dirk. So 'n mens hoor gewoonlik ons om te sê, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. As ek langs die braai staan, mense sê baie mense van, dis nie nou die plek om oor Jesus te praat. Ons kan nou oor rugby praat. En ek wil sê nee. 2019, 25 April, is ek en oom Dirk in 'n swembad. Ek het nog altyd goeie geloof gehad as kind en as tiener. Ek 17 jaar oud en ons praat oor geloof, ek weet nie ons onthou waaroor nie. Hy sê vir my, maar is jy gedooop? En ek sê nee, hy sê vir my, hoekom? Ek sê, dis 'n goeie vraag, ek glo, ek wil die Here volg. En ek sê vir hom, dit is 'n goeie vraag. En hy verduidelik my van die doop en ek sê my skoon, ek glo dit. En ons nog 'n pastoor wat saam ons kamp by die oor en ek sê vir hom ek gaan gedoop word. Hy sê wag vir ons tot as ons terug by die huis is, 5 vakansie af, dan ons doop. Ek sê nee, ek nou gedoop word. Ek wil nou gedoop word. En daai aand, 8 uur aand, 25 April 2019, gaan ek die pastoor en oom Dirk doop in die koue swembad. En my message, my boodskap hierby is dat om positief Christendom te hê, beteken ook om die hele tyd, dis die hele tyd die tyd om oor die Here te praat. Dis nie net die tyd om weer te praat met die kerk nie. Amen. Dis die hele tyd. Daar's 'n tyd en 'n plek om oor rugby te praat, daar's 'n tyd en 'n plek om oor verweer te praat. Daar's die hele tyd die tyd om oor die Here te praat. En om dit, jy is die voorbeeld vir my generasie om 'n positiewe Christen te wees. Nou as dit vir jou was om my te sê dat jy nie gedoop het, so ek dalk nie gedoop het.